Ons is in Romeine, maar nie vanoggend nie. Ons vat 'n breek oor die vakansie, maar die preek vanoggend en selfs Fred se preek laasweek, dit alles volg op mekaar nog steeds so 'n bietjie en tot op hierdie punt het Paulus vir ons in Romeine die argument gemaak dat ons net gered kan word deur geloof in Jesus as Here. En wanneer ons oorgee aan sy heerskappy in ons lewe en ons glo wat hy vir ons gedoen het op die kruis, dan ontvang ons ook die Heilige Gees. So dis regverdigmaking. Ons is nou 'n regte verhouding met God deur geloof en die Heilige Gees van God lewe in ons. En daar was ook nou laasweek se preek het Fred gepraat oor, okay, nou, hoe lyk dit? Ons is gered, die Gees is in ons. Hoe kry ons onsself in lyn, ons gees in lyn met God se Gees? Want as ons dit doen, soos wat Fred laasweek gesê het, gaan ons vreugde ervaar. En vanoggend se preek is nie heeltemal oor dit nie, maar dit raak ook aan dit, want dit gaan oor ons heiligmaking. Hoe lyk Christendom, hoe lyk die Christenlewe, nou dat ons regverdig gemaak is vir God, ons het die Heilige Gees in ons, hoe lyk dit dat ons gees in lyn kry met God se Gees? Okay, so die heiligmakingsproses, die Christenlewe nadat ons reggemaak is, 'n regte verhouding met God is. En die vraag is die heiligmakingproses, die Christenlewe, is dit 'n quick fix, 'n vinnige oplossing, of is dit 'n proses? Is dit 'n aanhoudende journey wat jy met die Here stap? So dis die vraag vanoggend, is dit 'n quick fix? Maar voor ek begin, kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg om die woord saam oop te maak. Ek bid dat U kragtig sal werk vanoggend deur die woord en dat ons as gemeenskap nader aan U sal groei, Here. Ek bid dit in die heilige naam, Here Jesus. Amen. Ons lewe in 'n konteks van onmiddellike bevrediging en die Engels daarvoor is instant gratification. En dit geld vir ongelooflik baie dinge, maar ek het so 'n paar aan gedink. Een is informasie, ChatGPT. Ons het hierdie week, nogal het ek met 'n paar mense daar gepraat, dat jy, as jy iets wil weet, is dit net vra vir chat. En so jy het alles net so op jou fingertips. En ek onthou my oom het altyd vertel, toe hy in Amerika tennis gespeel het, hy was vir 'n paar jaar daar, moes hy briewe skryf terug Suid-Afrika, toe as hy ooit enige kontak wou maak met die familie hierso. En in ons tyd is dit net 'n WhatsApp, video call of Skype of Teams weg en dan kan jy met iemand praat heeltemal aan die ander kant van die wêreld. So alles is net vinniger. Ons het alles net vinniger. Dit is 'n instant gratification kultuur en dis ook as ek wou genoem het oor die video calls, dis ook hoekom long distance verhoudings moontlik is nou. In daai tyd kon dit nie moontlik wees nie, maar dit is nou, dit is nog steeds moeilik. Vir die van julle wat nie weet nie, ek is in 'n long distance verhouding. Ek het geweet ek moes nie nou daar gaan nie. Okay, maar weer terug na onmiddellike bevrediging. As jy ons dink aan kos, okay, ek dink hierdie beeld gaan by elastiek. As ons dink aan kos, McDonald's of KFC, wat ook al jou lekkerste wegneem ete is, kitskos. Jy kan dit in 5 minute kry. As jy honger is en jy ry McDonald's toe, kan jy in 5 minute McDonald's kry. En dit is baie gerieflik en dit gee vir mense instant gratification. En ek weet in my ouers se tyd, en baie van julle, moes julle, nadat julle skool toe gegaan het, as julle op pad terug is van skool, moes julle graan en mielies uitgepluk het en huis toe gebring het en dan nog eers gekook het. En nee, ek weet dit is nie so nie. Jy hoor net altyd al die stories van hoe my ouers en hoe hulle skool toe gaan het en dit was hierdie deur die riviere en in busse en maar nee, ek weet McDonald's het al voorheen ook bestaan. Ek dink in ons kultuur is dit net oral en jy kan goed net so vinnig en maklik kry. Maar nou is die vraag,
McDonald's kan ook vir ons instant gratification gee, maar kom dit naby aan 'n potjie kos wat jy die hele dag prit, of 'n skaapbout wat die hele dag geprit word. En die punt is net, McDonald's kan ook vir jou onmiddellike bevrediging gee, maar 'n maaltyd wat tyd vat, soos 'n potjie kos en prit, is altyd lekkerder. En ek wil net dit ook noem, ek dink ons verwagtinge speel ook 'n groot rol in, wat ons verwag. So as ons weet, ons gaan potjie kos, kom ons sê almal, ons eet saam 'n groot potjie kos vanaand, as dit die verwagting is, dan gaan ons nie verwag dat dit in 5 minute, soos McDonald's gaan reg wees nie. Okay, so die verwagting is 'n lekker potjie kos, maar dit is eers vanmiddag, is nie oor 5 minute nie. En dit is die doel van vanoggend se preek, om ons verwagtinge te verander oor hoe ons geestelike reis, ons heiligmakingsproses met die Here lyk. Want hierdie onmiddellike bevrediging mindset het in ons geloof ingekom. Ons vat die kultuur van onmiddellike bevrediging, ons bring in ons na ons geloof toe, ons soek emosionele ervarings die hele tyd, en ons wil net die volgende emosionele experience hê, en as ek nie die Here voel nie, dan moet ek iets doen wat my net meer en meer laat voel dat die Here naby is, en ek gaan daaroor kan raak. Dis nie sleg nie, maar ons kan nie op daai gevoelens lewe nie. Ons verwagting kan nie wees dat ons net die hele tyd hierdie emotional high gaan ervaar nie. Christendom is nie 'n quick fix nie. Dis nie vinnige antwoorde op gebeure nie. Dis 'n verhouding met die Here, en dit is 'n reis saam met hom. Ware vernuwing kom deur 'n konstante vernuwing van ons gedagtes, nie 'n vinnige oplossing nie. Ware vernuwing in die beeld van Jesus kom deur 'n konstante vernuwing van ons gedagtes, dis nie 'n quick fix nie. Kyk saam in Romeine 12 vers 2, dit gaan ook als op die bord wees, as julle net saam daar wil lees, maar Romeine 12 vers 2. Paulus sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Net weer vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, hoe? Deur julle denke te vernuwe. Dis hoe God ons verander. Hy verander ons deur ons denke te vernuwe in sy woord. Soos ons in sy woord is, verander hy ons denke, en hy transformeer ons, sodat ons meer en meer soos Jesus word. Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het, breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. So dis weer die idee, julle gedagtes moet nuut word, julle gees en gedagtes moet nuut word. Ons word verander deur ons gedagtes te hernie. As ek gaan terug na die Ou Testament toe, ek dink 'n ongelooflike mooi voorbeeld van hierdie is, van Christendom, en hoe dit ook lyk vir ons as volgelinge van Jesus, dat dit nie 'n quick fix is nie, maar dit is 'n journey saam die Here, is Israel, wat uit Egipte uit verlos is. So Israel is fisies uit Egipte uit verlos, maar dit het 40 jaar gevat vir Egipte om uit Israel uit te kom. Okay, so toe Israel in die wildernis was vir 40 jaar, hulle wou die hele tyd teruggaan Egipte toe, en hulle het nie vertrou op die Here nie. Hulle wou teruggaan na die gemak en alles wat Egipte vir hulle aangebied het. So vir 40 jaar, dit is hoe lank dit gevat het vir God om Egipte uit Israel te kry. Okay, so alhoewel Israel fisies uit Egipte verlos is en hulle is nou in die wildernis, het dit 'n hele 40 jaar gevat vir God om Egipte uit Israel uit te kry. En
En die hele punt van en dit is ook dieselfde met ons lewe, so die hele punt hoekom het 40 jaar gevat is God wou vir Egipte leer, vir Israel leer om op hom afhanklik te wees, nie op Egipte nie, nie op die wêreld nie. So God wou vir Israel leer, dit is op my wie hulle moet vertrou, nie op die wêreld so goed nie in Egipte nie, en dit geld in ons lewens ook so. Deuteronomium, ja, ek sukkel met daai woord. Die 5de boek, dankie, 5de boek van die Bybel, vers 8, 2 tot 3. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee jy nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Dis dieselfde wat Jesus gesê het, hy het daai eintlik gequote toe die duiwel hom in die wildernis getempt het. Jammer, my Engels kom nou nie, my Afrikaans is nou nie by vanoggend nie. Maar dis presies wat Jesus gequote, hy het gesê, ek lewe nie net van brood nie, maar van elke woord van God. Van elke woord wat van God kom. En dit is presies die rede hoekom God toegelaat het, of wat God wil doen met Israel, dat hulle afhanklik is van God, elke woord, nie net in goeie tye nie, of in slegte tye nie, maar elke dag van hulle lewe. So geestelike volwassenheid verg tyd en oefening. 1 Korintiërs 9 vers 24. Ekskuus. Sê, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. En dan volgende een ook asseblief Erten. Ekskuus, die een voor dit. Is daar? Ja, Filippense 3 sê, ek span my in. Filippense 3 vers 12 sê, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles byne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. So geestelike volwassenheid vat tyd en oefening, en dis nou weer, ons is regverdig gemaak, en hierdie heiligmakingsproses, net soos Israel en Egipte, dit gaan oefening en tyd vat, en dit kom nie net sonder dat ons nie intentioneel is nie. Dink aan iemand wat vir die Olympics oefen, of 'n groot komraads, dit hoef nie die komraads, yes. Die komraads oefen, dit vat ongelooflike dissipline elke liewe dag, in terme van jou oefeninge, nie net hoe jy oefen nie, maar ook hoe jy eet. Okay, so, jy moet reg eet, jy moet reg oefen, regte tyd gaan slaap, dit is 'n leeftyd wat jy oefen, vir die Olympics of vir die komraads, kom. Yes. Sukkel ek nou. Ek gaan net sê die Olympics, en dis die lang afstande. Dink jy daaraan. En dis nie te sê, daar is nie partykeer wat jy energy bars nodig het nie, of Powerade, of snacks nie. Dit is nodig. In die tyd wat jy hard oefen, en in die Olympics, baie kere as hulle op hulle moegste is, dan nodig hulle net 'n energy bar. Beteken nie, dit is sleg nie. Okay, sulke goed is nie sleg nie, net soos om kerk toe te kom vanoggend en die Here te loof en prys, en dalk 'n geestelike ervaring in die lofprysing te ervaar, dit is nie 'n slegte ding nie. Om die woord hier vanoggend te hoor is nie 'n slegte ding nie. Maar as dit die enigste ding is,
hoe jy jouself voed, is dit nie genoeg nie. Net soos wat iemand wat die Olympics veroefen, nie net op energy bars en energy uit kan lewe nie, so kan ons nie net op ons gevoelens en spiritual highs lewe nie. Dit is nie waar die Christen lewe gaan nie. As iemand wat vir die Olympics oefen, nie ook vaste kos eet nie, dan gaan hy nie survive nie. En as Christene kan ons ook nie survive as ons nie vaste kos eet nie. So hier's 3 gevare wat ek net wil noem. As mens net op emosionele ervarings staat maak, of jy jaag net die hele tyd in jou Christenlewe emosionele ervarings, hier's 3 gevare om net op energy bars te lewe. Eerstens, jy gaan 'n oppervlakkige geloof hê. Jy gaan 'n oppervlakkige geloof hê, want jy gaan die hele tyd die volgende ervaring najaag. As jy nie die Here voel nie, dan gaan jy die hele tyd, okay, wat se kerk gee vir ons die beste lofprysing? Ek sê weer eens nie, lofprysing is sleg nie, dis awesome. Maar as jou Christendom gaan oor, waar kry jy die beste ervarings, en dit gaan jy net najaag die hele tyd, dan gaan jy oppervlakkige geloof hê. Jesus waarsku van hierdie in Matteus 13 vers 20, waar hy sê die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortels skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word hy gou afvallig. So Jesus sê, en Jesus waarsku ons, dat ons geloof en ons pad met die Here moet wortels skiet. Ons moet dieper gaan, ons moet dieper in God se woord gaan. As ons net emosionele ervarings die hele tyd najaag, dan gaan ons geloof nie wortels skiet nie, en ons gaan nie vrugte dra nie. Okay, so dis die eerste gevaar om emosionele ervarings te jaag. Die tweede een is teleurstelling in God. Teleurstelling in God. As God nie dadelik op ons gebede reageer nie, en nie ons gebede antwoord op die tyd wat ons wil hê nie, en is amper soos 'n genie, elke keer as ons deur moeilike tye gaan, of ons wil iets hê, dan bid ons na God toe soos 'n genie, en dat hy net vir ons als moet gee wat ons graag wil hê. En as dit dan nie gebeur nie, dan is ons teleurgesteld in God, of selfs kwaad vir hom. En weer eens, dis die verwagting. Wat verwag jy van jou verhouding met die Here? Hoe verwag jy, lyk jou heiligmakingsproses? Is dit quick fixes, of verstaan jy dat dit 'n proses is? En weer eens, ek weet ek kan nou dink, okay, maar mag ek nou glad nie bid vir enigiets nie? Nee, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan net oor, as jy die hele tyd net vinnige antwoorde verwag van die Here, dat hy soos 'n genie moet beantwoord, dan gaan jy kwaad wees vir hom en teleurgesteld wees, want dis nie hoe hy sê ons Christelike journey lyk nie. En dan die derde gevaar is geestelike manipulasie, geestelike misleiding. 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 sê, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. So as jy die hele tyd geestelike ervarings najaag en jy wil feel good messages hoor en jy die hele tyd net goed voel, daar is baie predikante wat jy na kan gaan luister wat dit vir jou gaan gee. En die probleem met dit is, die Bybel maak duidelik dat daar valse leraars is wat ons gaan mislei. En so, as dit jou verwagting is van jou Christenlewe, dat jy quick fixes gaan hê en emosionele ervarings gaan najaag, dan gaan jy meer in gevaar wees om geestelik gemanipuleer te word. En dis die verskil tussen iemand wat regtig die Here wil volg en iemand wat net emosionele ervarings die hele tyd soek. Ek glo iemand wat regtig vir Jesus volg, wil dieper gaan in sy woord, en al beteken dit dat die woord jou partykeer sny
en goed in jouself wys wat nie lekker is nie. Ek glo iemand wat die Here volg, wil dit hê en mens wil dieper gaan in die woord en dis geloof wat wortel vat. Maar as jy net die Here volg wat hy vir jou kan doen, dan gaan jy net gevoelens najaag en mense najaag wat net vir jou wil sê wat jy wil hoor. En is die gevare. Maar ons moet ons verwagtinge verander. Ons moet ons verwagtinge verander oor hoe ons verhouding met die Here lyk en hoe die heiligmakingsproses lyk. Dit is nie 'n quick fix nie. Dis 'n journey en dit vat 'n intentionele way of life. Dis Kruispad se slagspreuk, a way of life. En die heiligmakingsproses is 'n intentionele way of life waar ons gedagtes nuut maak deur God se woord. En dis hoe ons verander. Dit klink ongelooflik boring en heeltemal te eenvoudig, maar Paulus skryf in Romeine 12, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. So dis 'n intentionaliteit om ons denke te vernuwe en soos ons dit doen en ons vul onsself met waarheid, God se woord wat die krag het om ons te verander, dan verander God ons en ons word meer en meer soos Jesus. So dis 'n intentionele proses. Dit gaan nie gebeur as jy nie intentioneel is nie. En ons gaan nou kyk na 3 eenvoudige maniere om daagliks jou gedagtes te hernie. En ek wil ook net sê, ek preek nou na myself en met myself, want ek weet hierdie goed nou al verlang, maar hoeveel keer as die lewe besig word, dan is die eerste goed wat gaan, hierdie 3 goed wat ek nou oor gaan praat. En is die 3 goed wat ons die meeste nodig het, en is net ongelooflik hoe dit die eerste goed is wat ons laat gaan. So die eerste een is lewe in God se woord. Mediteer, reflekteer en bestudeer sy woord. God het vir ons sy woord gegee. Dit is die grootste genade wat ons ooit kon kry. Hy wil hê ons moet hom ken, hy wil hê ons moet sy karakter ken, en baie keer wil mense weet, as ek wens, ek wil net hê God moet homself reveal aan my, soos kan hy net in 'n wolk kom en vir my sê wat hy wil hê van my, en ek wens ek kan net vir God ken, ons kan hom ken. En as ek kyk na my eie lewe, en is 'n vraag vir ons, om vir jouself te vra, glo jy dat hierdie God se woord is? Glo jy dat jy hom kan leer ken in sy woord? Want as jy dit glo, en as jy glo sy woord het krag om jou te verander in die beeld van Jesus, dan gaan ons elke dag in sy woord wil wees. Ons gaan elke dag wil mediteer, bestudeer en memorize in Afrikaans is memoriseer, ja. H.B. Charles is 'n predikant in Amerika wat sê, the Spirit of God uses the Word of God to change us into the image of God. Okay, so die Heilige Gees, hoe verander die Heilige Gees ons om vrugte te dra van Jesus en ons te verander in die beeld van Jesus? Hy doen dit deur die woord. So soos ons denke nuut maak in God se woord, dit is hoe die Heilige Gees ons verander. Dit is, it's not soos hierdie emosionele, dat die Here my nou net in Jesus se beeld gaan verander nie. Hy doen dit stadig, soos ons elke liewe dag ons verstand hernie in sy woord. Dit is hoe die Heilige Gees ons verander. En ons praat nou die dag in ons studente Bybelstudie naby Tuks, toe sê ons net, partykeer staan jy op in die oggende en jy het jou stilte tyd ook al lank jy dit nou maak en teen 2:00 die middag voel jy net of jy nie 'n stilte tyd gehad het nie. Dis asof jy nie vanoggend opgestaan het en tyd met die Here spandeer het nie, want ek onthou, en dit gebeur nou nog, baie keer dan stap ek uit en na stilte en ek voel ek's nou ready om Irak toe te gaan as 'n missionary en en dan teen 2:00 is ek so ver van dit af. En ek dink dan, as jy die volgende oggend opstaan en jou alarm is weer daar, dan dink jy, maar dit het nie regtig so groot verskil gister gemaak nie, so ek gaan vanoggend eerder maar inslaap. En eerstens dink ek,
al voel dit nie of dit 'n verskil gemaak het nie, om in die oggend, al is dit vir 5 minute, jouself net te hernie op God se waarheid en jou fokus op hom te kry, dink ek is wys. Maar wat ek eintlik daar wil sê is, God verander ons deur ons denke te vernuwe oor tyd. So jy voel dalk nie in daai dag dat dit 'n verskil gemaak het nie. Maar as jy elke dag vir 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar in daai dissipline is en jy hernie jou denke oor tyd en jy kyk terug 3 jaar van nou af, dan gaan jy sien hoe God jou verander het. Dan gaan jy sien hoe hy deur sy gees, deur die woord jou verander. En ons het gesing Bless the Lord, O my soul vanoggend. Ek onthou toe ek net tot bekering kom, toe ek nog by my vorige universiteit was, nadat ek geskuif het by Vanderbilt. Ekskuus. Toe luister ek, dit was een van die eerste liedjies wat ek ooit geluister het, toe ek tot bekering kom en een oggend vroeg het ons oefening gehad en ek loop van my woonstel of apartment na die tennisbane toe en hierdie liedjie kom net en ek sit emosioneel en ek's 'n mes en ek wil huis toe kom en ek is net nie op 'n goeie plek nie en ek kyk nou terug, ek dink is nou 5 jaar later en ek is glad nie waar ek moet wees nie en ek is glad nie waar ek wil wees nie, maar halleluja, ek is glad nie waar ek was 5 jaar terug nie. En hier het so vir my oopgebreek, die preek net, die laaste ruk en Here werk nou al 'n rukkie met my net met hierdie idee van, dis hoe hy ons verander. Hy verander ons deur sy woord en dit is net nie, baie keer wil ons sê, jy hierdie vers, ek gaan nou op hom mediteer vandag en nou gaan ek so lewe en ek is net, yes, ek het dit en ek is heilig. Maar dit is nie hoe dit werk nie, dit is 'n lang proses. Die heiligmaking proses is 'n lang proses en ek dink net ons moet mekaar challenge om in die woord te wees. En dis wat ek ook wou sê. Ek weet ek is in die bediening nou en ek het die voorreg om selfs in my studies in die woord te wees en meeste van julle, 99% van julle het nie daai voorreg nie en julle het voltydse werke. En dit is nie so maklik om net 'n uur stilte tyd te hê wat jy in die woord is. Maar tog dink ek ons moet mekaar challenge oor ek kan dalk nie 'n uur in die oggend opstaan en in die woord wees nie, maar wat kan jy doen om jou denke te hernie? Hoe kan jy intentioneel 'n way of life, hoe kan jy intentioneel jou denke hernie? Want ons het weer eens toegang tot instant gratification in terme van ChatGPT en ons het, daar's die Dwell Bible apps en daar is, wat so 'n ander Bible app die iemand almal het, daar's Bible apps wat vir jou die skrif lees. So jy kan op pad werk toe, al is dit 10 minute werk toe, of dalk ry jy Johannesburg toe, jy kan intentioneel dat iemand vir die woord lees. Of daar's podcast en ons biblical podcast. Jy kan, dalk is dit wat jy verkies. Ek dink ons moet vryheid ook gee in dit dat nie almal is mense wat die hele tyd kan lees en wil lees nie. Ek dink dis wys, ek glo mens moet in God se woord wees, maar ons kan ook kreatief wees, want baie keer is dit dan so dat jy voel, ek kom nou nie by my halfuur lees uit van hierdie gedeeltes wat deel van my Bybelplan is, maar dan doen jy sommer niks nie. En ek dink, om daai vryheid te gee, ek is dalk nie natuurlik om so te lees, so struktureer in die oggende nie, waar kan ek, en dalk maak daai gedeeltes kleiner, maar dan op ander maniere, wat hou jy van? Wat 'n podcast hou jy van? Of wat 'n ander maniere, wat jy kreatief kan wees? Hoe kan jy die woord en waarheid net oor jou laat spoel? En ons moet onsself challenge, want ons het tyd vir binge-watching, om series en TV te kyk, ons het tyd vir sosiale media, ons het tyd vir ongelooflik baie goed, en as jy net reflekteer oor jou laaste week, hoeveel tyd het jy spandeer om jou denke te hernie, en hoeveel tyd het jy spandeer op goed wat eerlik net jou denke meer soos die wêreld maak. En dis ook weer, ek is nou heeltemal van skrip af, maar hier gaan ek. Dis ook weer
dit is nie hierdie wettiese ding van, jy moet nou jou denker nie en dit gaan jou lewe gee. As jy jou gedagtes op God sit, as jy jou gedagtes op waarheid sit, jy gaan lewe ervaar. Ons kultuur en hierdie wêreld is so depressief, want almal is so gefokus op wêreldse dinge. En selfs as Christene, jy kan regverdig gemaak word voor God, jy kan 'n regte verhouding met hom wees, maar as jy nie elke dag intentioneel jou denke hernie, dan gaan jy nie naby aan die Here voel nie. Dan gaan jy oor lang tydperke ver weg van hom voel en voel jy groei nie. Want ons is nie gemaak om meer die wêreld se opinies en die wêreld se doctrines in ons te sit as God se woord nie. So ek hoop ons kan as 'n gemeente mekaar challenge. Ek dink dis hoekom dit belangrik is om, en dis eintlik die volgende punt, so ek sal nou kom. Gaan sommer na dit toe. So die 3 eenvoudige maniere om daagliks jou gedagtes te hernie. Die eerste is die woord. Die tweede een is omring jouself met waarheid. Omring jouself met waarheid is as ek nou genoem het, en mense. Ons kan nie alleen verander word in die beeld van Jesus nie. God het dit so ons so gemaak dat ons mekaar nodig het en ons mekaar vorm. Ons almal het blinde kolle. En ons het mekaar nodig om daai heiligmakingsproses, ons vorm mekaar, dis deel van dit. Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Erten, ek jammer ek het die Psalm 1 vergeet en ek kan nie hom vergeet nie. Kan jy teruggaan na hom toe ook asseblief? Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Ja, maar ek wou glad nie die vers gemis het nie. Maar dit dag en nag te oordink. Dis nie 5 minute in die oggendstilte tyd en dan Sondag wat jy die woord hoor nie. Dis dag en nag jou denker nie. En as jy dink jy gaan nader aan die Here kom en groei in die beeld van Jesus deur 'n 5 minute stilte tyd en niks anders om jou gedagtes op die Here te rig nie, jy gaan nie. Dis onmoontlik. Dan omring jouself met mense en aan die laaste een 'n lewenswyse van gebed. Bid aanhoudend en bid soos Dawid in Psalm 51 waar hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Vernuwe my gees en skep vir my 'n rein hart. So dis deel van hoe God ons hernie, hoe God ons verander, is nie net verander sy gees ons deur die woord nie, maar ook in gebed is dit waar ons pleit met die Here. Here, gebaseer op wat ek nou net gelees het, verander my. Ek kan nie in my eie krag nie, verander my. Want baie keer lees jy dit en jy sien dit, ek val kort, en dit is die punt van gebed, Here, ek kan nie op my eie verander nie, verander my. En onlangs is die Here ook nog besig met my met dit. Partykeer dan is jou gebede half all over the show en jy wonder net as jy wil net soos wat kan jy bid? Wat kan jy bid? En onlangs Psalm 51 en Psalm 119, as jy net vers vir vers deur dit lees en letterlik na 'n paar verse stop en net oor dit bid en jy gaan deur dit is ongelooflik wat dit doen. En dis weer eens, dit gaan saam met om op die woord te mediteer en in die woord te wees, want soos jy skrif ook bid en die psalms ook bid, dan is daai woord wat die hele tyd oor jou vloei en dis ook wat die Here gebruik om ons te verander. So dis die vraag vanoggend, hoe lyk jou gewoontes? Hoe lyk jou gewoontes? Want as God vir ons sê deur sy woord dat hy ons verander, deur ons denke te vernuwe,
hoe kan ons intentioneel dit moontlik maak, dat God ons verander. En dis weer hierdie spanning, want dis nie 'n wettiese ding, ek moet na my Bybel lees, ek moet kerk toe kom, dis nie dit nie. Ons wil verbonde wees aan Jesus, want in Johannes 15 staan daar, ons kan niks doen, ons kan nie vrugte dra as ons nie verbonde is aan Jesus nie. So al hierdie maak dit net vir ons moontlik om verbonde te bly aan Jesus. So al hierdie goed is intentionele stappe, dat ons verbonde bly aan Jesus, dat ons naby aan hom bly, abiding in Jesus, sodat ons vrugte kan dra. Dis nie 'n wettiese ding nie, dit is net dissiplines wat ons in ons lewe wil sit, sodat ons verbonde kan wees en dat ons daaruit natuurlik vrugte dra. Want ek het net weer hierdie week gesien, as ek in my eie krag probeer vrugte dra, dan is dit onmoontlik. En as daai dissiplines bietjie uitgaan en jy is nie besig om konstant jou gedagtes te vernuwe nie, dan is mens dan drift mens. Ja, maar ek gaan net Engels gebruik, dit is makliker. Ek weet nie of niemand van ons drift na om meer soos Jesus te word nie. Selfs na ons bekering, ons is regverdig, die heiligmakingsproses, niemand van ons drift sien toe nie. Ons drift terug na ons vlees toe, ons drift terug na Egipte toe. So dis deur intentioneel ons denke te vernuwe, dat ons nader en nader aan die Here gaan beweeg. Okay, so dit vat intentionaliteit, en dan wil ek net afsluit met 'n laaste punt. Ons moet gehoorsaamheid bo onmiddellike bevrediging en emosies kies. Ons moet gehoorsaamheid bo onmiddellike bevrediging en emosionele hoogtepunte kies. Weereens, die quick fixes, partykeer die lofprysing, al daai goed is goed, en dis nie sleg nie, maar ons kan nie daarop lewe nie. So, in steede van op daarop te lewe, kies gehoorsaamheid aan Jesus. Geestelike volwassenheid en verandering kom deur gehoorsaamheid aan God se woord. Jakobus 1 vers 22 sê, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Doen wat die woord sê, en hou op om emosionele hoogtepunte elke liewe dag te jaag, want dit gaan jou nie dieper in jou geloof laat groei nie, dit gaan nie laat jou geloof wortels kry nie. Dit is 'n gehoorsaamheid aan God oor tyd, dit is 'n vernuwe van denke oor tyd, en dit is hoe God ons gaan verander deur sy Gees. Ek het hierdie quote gelees in hierdie week, toe ek al klaar of die preek reg gehad het, maar ek het gedink dit is baie van pas, en gaan dit lees om my af te sluit. We've confused, hy's nie op nie, skus, ek gaan mooi Engels lees. We've confused moments of power with a lifestyle of surrender. We cry at the altar, but still live under sin in private. We fall under the Spirit, but don't walk in step with the Spirit. We want Jesus as Savior, but not as shepherd. Christianity is not about speed, but about surrender. It renews your mind, reshapes your habits, and restores your soul. Amen. So enigiemand wat vra, enige vrae dalk, of comments? Niks. Okay, kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord, Here. Dankie dat u so genadig is om dood te gaan vir ons sondes, Here, en om te doen wat ons nie kan doen, Here, dat ons in regte verhouding met u kan wees, en nie net dit nie, maar dat u ook u Gees vir ons gee, Here. Ek bid dat u ons sal help, Here, om intentioneel ons gedagtes te hernie, Here, dat ons so ook ons Gees met u Gees kan in lyn kry. Dankie dat u dit vir ons duidelik gemaak het, hoe u ons verander, Here. Dit is deur die woord, deur die Gees, en dit vat tyd. Ek bid dat u ons 'n gemeenskap sal maak wat u prioritiseer, geen hoe besig die wêreld raak nie. Ons gaan nooit genoeg tyd hê
om by U uit te kom, Here, maar ek bid dat ons nie verskoning sal maak nie, ek bid dat ons dit sal prioritiseer, geen om wat kom in die dag nie, Here, dat U altyd eers sal wees nie, en dat dit 'n non-negotiable sal wees in ons lewe, en dat U ons sal op glo, werklik sal op glo, Here, dat dit is hoe U ons verander, en as ons dit glo, gaan ons intentioneel lewe, Here, en ons gaan U woord kies, bo entertainment, en bo enigiets anders, Here, wat ons gedagtes en ons aandag wil vat. Vader, ek bid vir krag vir die week, en dat ons 'n lig sal wees in hierdie gemeenskap. Bid dit in Jesus naam. Amen.